Dis 'n voorreg om u te verwelkom hier in die program van Aangesig tot Aangesig saam met my, Brunilde de Tooy. Ons lees saam uit Psalm 30 vanaf vers 5. Psalm sing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam. Want 'n oomblik is daar in sy toorn, 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê, ek sal vir ewig nie wankel nie. Here, u het my berg deur u welbehae sterk laat staan. U het u aangesig verberg. Ek het verskrik geword. Ek het u aangeroep, Here, en ek het die Here gesmeek. Watter voordeel is daar in my bloed, as ek neerdal in die kuil? Sal die stof u hoof, sal dit u trou verkondig. Hoor, Here, en wees my genadig. Here, wees my 'n helper. U het my weeklaag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord, sodat my eer u kan besing en nie swyg nie. Here my God, vir ewig sal ek u loof. So kan ek en jy dan baie mooi verstaan uit hierdie deel uit, dat dit nie altyd net maklik gegaan het met Dawid nie, en dat Dawid dit nie altyd net voor die hand liggend gehad het as 'n gegewe dat dit net goed gaan nie. Hy het ook moeilike tye deurgewerk en ons kan sien hoe hy hier gesmeek het vir die Here en hoe die Here sy lot verander het. Ek wil graag ook Psalm 27 onder die aandag bring daarvan vers 9 af. Verberg u aangesig nie vir my nie, wys u knegt nie af in toorn nie. U was my hulp, verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Jy kan sien dat hy diep afhanklik is. Ek en jy moet leer om in hierdie afhanklikheid te bly leef van die Here. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my u weg en lei my op die gelyke pad. Vanweë my vyande, gee my nie oor aan die begeerte van my teestander nie, want valse getuienis het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Hierop wil ek net die klem lê, dat hy 'n keuse gehad om te glo dat hy die goedheid en die guns van die Here sal ontvang. Jy weet, soms gaan ons deur 'n verskriklike moeilike tyd, en dis amper asof almal teen jou draai, en jy half voel, maar weet jy wat, daar is vir my geen uitkoms nie, ek het geen doel oor nie, want ek word verswelg deur hierdie moeilike goed. Maar om in daai tyd na die Here toe te draai, jy weet, dalk gaan jy deur 'n tydperk waar jy jou werk verloor het, omdat daar vals getuies teen jou gelewer is. Dalk verloor jy selfs finansiëel alles. Dalk moet jy gesekwestreer of gelikodeer word. En is dit vir jou verskriklik om te dink hoe jy eintlik daar hoogverraad teen jou gepleeg is, en hoe jy alles moes prysgee. Maar hier leer ons in die woord dat Dawid weet dat hy sy God aangryp en roep dat hy nie teen hom draai nie, is daar nog vir hom hoop. So ek en jy moet leer om in elke saak na God toe te draai en so vas te maak dat hy is 'n goeie God. Hy is die God van oorvloed. Hy is die een wat oor ons drome droom van voorspoed en nie van teëspoed nie. Maak nie saak wat die teëspoed is wat jou getref het nie. Dat jy jou fokus sal reg kry om te weet
Dis net deel van die journey, dis nie die einde van jou verhaal nie. Dis die begin van die nuwe deel van jou verhaal. Skuif jou klem wanneer dinge vir jou moeilik is. Gryp aan die Here vas, want jy het niks anders nie. Gryp vas en hou, en sê, Here, ek gaan U nie los nie, totdat U my seën. En op hierdie stadium is dit belangrik om soos Dawid te sê, ek hou aan U vas, en dankie dat U my nie verlaat nie, moet my asseblief nie verlaat nie. En om te smeek, kom ons kyk na vers 14, wag op die Here. Wag op die Here. Wat beteken dit om te wag op die Here? Dit beteken om stil te word van jou eie planne, stil te word van jou eie denke, stil te word van jou eie begeertes en regtig te wag om sy stem te hoor. Maar dit beteken ook om tyd te maak, om by hom te gaan sit, om dit te kan doen. En regtig net te sê, Here, ek is jammer vir die dele waar ek van U af weg beweeg het, waar ek rykdom, eer en roem dalk nagejaag het. Laat my fokus en U najaag, waar ek alle ander dinge aan die evangelie bygevoeg het. Die woord van die Here leer ons uitdruklik, ek het jou geroep om een evangelie te verkondig. Moenie allerhande goedjies kom bysit nie. Lees wat daar staan en staan by dit wat in jou Bybel staan. Moenie dit verander het nie. So wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Hier is 'n opdrag. Dis nie 'n toestand van jou gesondheid nie. Dis wees sterk. Met ander woorde, kom op die punt waar jy sê, in Christus is ek sterk en staan ek sterk. En dan staan jy vir dit. As hy vir jou 'n belofte gegee het toe jy stil geword het voor hom, dat hy jou gaan deurdra, hy sê in sy hele woord, kort sê hy wil oor ons guns uitspreek, hy wil ons lewe seën, hy wil ons voorspoedig maak, hy droom oor ons drome van voorspoed en nie van teëspoed nie. So, ons kan sien dat hy 'n goeie Vader is wat ons aanmoedig en aanmoedig en aanmoedig. So wees dan sterk, hou vas aan daai, as jou gedagtes wil twyfel en wil wegtrek van God se sterkte af. Stop jouself. Jy is in beheer van jou denke, jy is in beheer van jou tong. Stop jouself en stop jou geklaarry en jou treurmare oor dit wat verby is en wat jy verloor het. As die Here vir Job sterker en beter aan die ander kant kon uitbring, dan kan hy ook vir jou en my, wanneer ek en jy ons woorde in lyn bring met hom. Ons gaan lees dan ook in Kolossense 3 daarvan vers 1 af. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Hoe maklik is dit vir my en jou om wêrelds te begin dink? Kom ons skuif ons gedagtes terug na God toe. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. So kan jy sien, skandelike taal, daai gevloekery, die Here soek dit nie. Lieg nie vir mekaar nie. Hoor mooi wat sê vers 9.
lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Vers 14. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Vers 15. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Kan jy sien dat jy vrede moet najaag? Hier staan dit so duidelik opgeskryf. Vers 16. Laat die woord van Christus ryk in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Hy sê nie sing wanneer dit met jou goed gaan nie. Hy sê nie sing as dit vir jou lekker is nie. Hy sê nie sing as jy lus is nie. Hy sê sing. Vers 17. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Kan jy in die naam van die Here vloek? Jy kan nie verwag om 'n seën te wees nie. Jy kan nie verwag om geseën te word nie. Hy sê doen alles in die naam van die Here. Sou Christus dan wou hê dat ek en jy ons hier meer die hele tyd moet verloor? Dis nie die feit dat jy kwaad word wat die sonde is nie. Dis wat uit jou mond uitgaan, leer ons in die woord van die Here. Dis wat uit jou mond uitkom wat jou onrein maak. Hier kom 'n opdrag wat meeste vrouens verskriklik rebels maak. Maar vers 18 sê, vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. In die Here. In die Here. Nou, om jou man onderdanig te wees, is nie dat jy ja baas, goed baas, reg baas nie. Glad nie. Dis 'n gesindheid van jou hart, om te weet dat die Here het hom aangestel as die priester, hoof en profeet van jou huis. Jy as vrou kan bid dat jou man versterk word om die regte keuses in sake te maak, sodat jy en jou kinders nie daaronder ly nie. Dis deel van onderdanigheid. Dis nie ingebring dat jou man op jou kan afdruk, jy moet my voete soen en allerhande dinge nie. En ek sit en jy dra alles aan die glad nie. Dis bedoel sodat dit vir jou as vrou vir beskerming kan wees. Jou man het nie skielik die gesag om jou te domineer nie, maar dis 'n saak tussen jou en die Here om hom eerste te stel, om te sorg dat hy goed aangetrek is, goed versorg is en goed kos kry, sodat hy die broodwinner kan wees van jou huis en kan inbring dit wat die Here in guns en oorvloed oor jou ook bewerk. Maar dan net in die volgende vers loop ons die opdrag vir die manne. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. So hoekom kom die Here en hy sê, moenie teen hulle verbitter word nie? Hy weet, die mans kan maklik opvleend raak teen hulle vrou. En hulle vrou so opvryf dat sy obstinaat word op die ou einde.
So moenie verbitterd raak teenoor hulle nie. Dien jou vrou, hê jou vrou lief. Hoe is dit om 'n vrou lief te hê? Jou vrou het ook drome en ideale wat jy kan help bewerk en dit vir haar moontlik maak om ten volle haarself te wees. Jy weet, as daar 'n blomtuin is en jy gooi nooit kunsmis in daai blomtuin nie, is dit bitter groot genade as daar enige blommetjie blom. Maar as jy jou kunsmis kom gooi in daai blomtuin en jy kom versorg die roosbome, kry jy oorvloed roosbome. Ek en my man is hierdie jaar ons is 39 jaar getroud in Junie. En ek het by ons geplant 40 roosbome, want ek wil graag hê volgende jaar, as ons 40 jaar getroud is en die Here ons lewens spaar, moet hierdie roosbome blom. Nou kan ek jou iets vertel. Dis harde werk. Dit was harde werk om my gate te grou en hy plante daarin te sit. So jy het nodig om in jou vrou se lewe, in daai grond, in daai akker, diep gate te grou, kunsmis in te sit, die plant in te sit, en dan moet daai plant nog gesnoei en versorg word met nog en nog en nog en nog voeding om te kan groei. Dis werk om getrou te wees. Dis werk, maar is lekker werk. Dis heerlik wanneer daai blomme so oopmaak en hulle geur kom uitgee. Hoe meer jy insit in jou eie blomtuin, hoe meer blom dit, hoe meer is daar 'n geur wat aanneemlik is. Daar word so maklik gehamer op vrouens, julle met julle manne onderdanig wees. Maar wat dan van manne? Jy moet jou eie vrou lief hê. Versorg haar, bederf haar, help haar, ondersteun haar. Dan kom ons by vers 20. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Nou hy praat van kinders, hy praat nie van volwasse opgegroeide manne en vroue wat hulle eie huise het nie. Hy praat van kinders wat nog, nog nie mondig is nie. OK, as ons hierdie orde volg, ek kyk na my eie kinders, ek het drie van my eie en een aangeneemde kind. En as ek kyk na hierdie kinders, die wat onderdanig is, wat hulle lewe deur gehoorsaam was en geluister het, hulle is die wat maklik leef. Hulle kom maklik aan 'n nuwe pos, hulle word maklik bevorder, hulle gaan maklik vooruit nou as volwassenes. Maar die wat bietjie rebels was, hulle sukkel maar. Hulle stoei en dis wroging in hulle gees. So leer om gehoorsaam te wees. Dan vers 21, Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. 22, Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oediens soos mensbehaers nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. So wanneer jy vir 'n baas werk, wees nederig en hou jou by gehoorsaamheid om te doen dit wat gevra word. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. So alles wat jy doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang
en daar is geen aanneming van die persoon nie. So of jy die Here dien en of jy nie die Here dien nie, as jy onreg doen, sal jy onreg terug ontvang. Wat jy saai, gaan jy maai. Hoeveel keer het jy dit al gehoor? Maak dit vas in jou hart. Wat jy aan ander een doen, gaan aan jou teruggedoen word. Jy gaan dit ontvang. As jy oneerlik is, gaan daar oneerlikheid teen jou gedoen word. As jy vriendelik is, gaan daar vriendelikheid aan jou gedoen word. As jy goed is, gaan goed aan jou gedoen word. Maak dit vas in jou hart. Wanneer jy deur hierdie moeilike tye gaan, dit wat jy sê, gaan vir jou wees. Jy gaan swaar kry as jy swaar kry die heeltyd uitspreek. Dalk het jy nodig om te gaan sit en te repent. En ek gaan weer vir jou verduidelik. Repentance beteken nie, Here ek repent nie. Dit beteken jy vat verantwoordelikheid vir dit wat jy verkeerd gedoen het. As jy iemand te nagekom het, dan gaan jy op jou knie en jy sê, Here, ek het hierdie vrotkol in my karakter. Vergewe my dat ek nie daaroor geheers het met u krag nie. Vergewe my my woede, vergewe my my slegte gewoontes, vergewe my vir wat ek gedoen het aan Annie, Sannie, Koos, Piet, Gert, wie ook al hulle was. En as jy nodig het om terug te draai na daai persoon toe en hom te gaan sien en vir hom te gaan sy voete was en te sê, vergewe my voor die Here vir wat ek aan jou gedoen het. Dat ek jou verraai het dalk, dat ek jou dalk te nagekom het, dat ek dalk valse inligting teen jou gespreek het, dat ek jou dalk 'n klap gegee het toe jy dit nie verdien het nie, dat ek liefdeloos teenoor jou was, of wat ook al jou saak was, voor die Here te gaan bely. Dit is wat repentance beteken. Jy vat verantwoordelikheid vir jou aandeel. En as jy nou al jou goed verloor het as gevolg van dat jy te nagekom was en mense valse inligting teen jou ingebring het, of dat hulle nie wou hoor toe jy gesê het wat jy moet doen en hulle die ander rigting gevat het en dit jou einde van jou finansies veroorsaak het nie. Dan kom jy op jou knieë en jy sê, Here, ek vat verantwoordelikheid vir my aandeel. Ek is skuldig vir my eie besluite. Vergewe my dat ek dit nie in u hande gesit het en gewag het op u, sodat u inspraak kon lewer, sodat ek kon hoor dit wat u wil doen nie. Vader, en ek is jammer dat ek my rykdom vir myself aangewend het en nie geluister het waar u wil hê ek moet dit saai in u koninkryk nie. En dalk waar ek dit vir my eie gewin aangewend het om vir mense te wys, kyk vir my. Here, ek is jammer dat ek mense mislei het om hulle oë van u af te haal en enwees te raak of wat ek gehad het wat ek nie kon bekostig het nie. Vat die verantwoordelikheid vir dit wat jy aan jouself gedoen het. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Ondersoek jouself. Gaan kyk of dit wat jy gedoen het in die geloof van God is. Stel jouself op die proef. Of is julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie? Gaan hang die skaal, gaan hang die skietlood reg langs jou lewe en kyk of jy in Jesus Christus is. Gaan kyk of jou lewe korreleer met die Bybel. Ek gaan verder, as julle ten minste nie verwerplik is nie, maar ek hoop dat julle sal insien dat ons nie verwerplik is nie. Ek bid God dat julle geen kwaad mag doen nie dat ons beproef mag blyk nie, maar dat julle kan doen wat goed is en ons as verwerplikes kan wees. Jy het nodig om vas te maak dat jy aanneemlik is vir God. Jy het nodig om jouself te ondersoek en te deurkyk. Elke gedagte wat jy het, is dit voor God aanneemlik. Elke daad wat jy doen, is dit voor God aanneemlik. Dis jou werk om dit deur te werk. Vers 8, want ons kan niks doen teen die waarheid nie,
maar wel vir die waarheid, want ons is bly as ons swak is en julle sterk, en hierom bid ons ook, naamlik om julle volmaking. Daarom skryf ek dit in my afwesigheid, om nie as ek teenwoordig is, strengheid te gebruik nie, volgens die geslag wat die Here my gegee het om op te bou en nie om af te breek nie. Verder broeders, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eengesind. Ek sê weer, laat julle vermaan, wees eengesind. Hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Groet mekaar met 'n heilige kus. Al die heiliges groet julle. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Ons blaai na Spreuke 18 vanaf vers 10. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Ek wil jou herinner aan vers 20. Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. So wat jy sê, dit is wat jou toekoms is. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ek wil vir jou baie mooi herinner. As jy dood spreek, gaan jy dood erf. Dis wat jou deel gaan wees. As jy lewe spreek, gaan lewe jou deel wees. So as jy op die oomblik in daai moeilike diep put sit, en jy bly negatief praat, gaan jou put dieper word. Maar as jy begin die woord van God naspeur, en jou hart ondersoek of jy in Christus is, en in lyn met dit begin praat, God is vir jou en nie teen jou nie. Hy droom oor jou drome van voorspoed en nie teëspoed nie. En jy hou nie 'n oomblik maaltyd met die negatiewe goed nie, sal jy gered word. Jy sal beterskap in alle opsigte van jou lewe ervaar en jy sal vooruit gaan. Want God is 'n waarmaker van sy eie woord. Ons dankie vir u vrug op u eie woord, Here, sodat ons weet u woord staan vas. U woord is ja en amen oor my lewe en sal vir altyd so wees. Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus. Totsiens.